Ek kan nie verseker dat ek op 10 Oktober 2025 op geen ander plek in hierdie land wil wees as hier saam met julle nie. Ek dink ek kan u ook verseker dat oom Paul op sy 200ste verjaarsdag ook op geen ander plek wil wees as hier nie. Die afgelope paar dae sedert 24 September het daar iets in ons geskiedenis gebeur. En die vraag wat ek wil probeer beantwoord is, wat het gebeur? Wat het onder ons mense begin leef? Soms breek daar in die geskiedenis van 'n volk 'n oomblik aan waar die verlede en die hede mekaar ontmoet. En vandag is so 'n oomblik. Vandag staan ons nie net stil by die Paul Kruger as president van die verlede nie. Ons staan stil by Kruger as die simbool van 'n nuwe begin. Deur hierdie projek, vanaf die oomblik tot die sonstrale op Erfenisdag oor die Voortrekker Monument breek, tot die verpaaie deur dorpe en gemeenskappe op reis na Orania, het daar iets in ons geskiedenis begin beweeg. Uit die verlede is daar al dikwels die simboliese kante van Kruger beklemtoon. Vryheid, sy rotsvaste geloof, sy republikeinse ideale. Maar met hierdie reis van die Voortrekker Monument tot in Orania het daar 'n nuwe dimensie van Kruger na vore getree. Soos wat Kruger eens op 'n tyd die pad na vryheid deur die veld oopgebreek het, het hierdie reis 'n nuwe pad oopgebreek. Nie net deur die land nie, maar in die harte van Afrikaners. Sy lewe, sy ideale, sy opoffering het weer op 'n nuwe manier in die konteks van 2025 met ons begin praat. 'n Groot roepstem het deur die eeue gekom. 'n Appel op elke Afrikaner. Helder en dringend soos 'n klok wat begin lui oor hierdie land. En die boodskap is eenvoudig, maar onmiskenbaar. En dit is Kruger bring weer sy volk bymekaar. As seun was hy gevorm deur die konteks van sy tyd. Hy het groot geword in die verdeeldheid van die groot trek. Hy het eerstehands beleef hoe Retief en Potgieter die groot trek skeer. Hy het die verwarring van die burgeroorlog in 'n jong republiek ervaar. Hy het die pyn geken van sy mense wat nie meer kon saam staan nie. Toe Paul Kruger as president van die Suid-Afrikaanse Republiek gekies het, was sy volk moeg en verdeel. Die woorde en die wonde van oneenigheid en twyfel en verwyte het diep geloop. Maar Kruger het geweet, geen volk, ons volk,
kan nie oorleef op rykdom en wapens nie. 'n Volk kan net oorleef op eenheid en geloof. En eendrag maak mag, was die lese van sy klein republiek. Toe hy die leiersels as president in sy hande neem, het hy nie sy volk as 'n massa onderdane gesien nie. Vir hom was sy mense familie. En hy het verstaan, as Afrikaners wil oorleef, moet hulle mekaar vind, selfs al verskil hulle. Kreer was beslissend met sy opponente. Hy was skerp, ongeduldig en kon selfs onbeskof wees. Maar dit moet ons raak sien. Hy het nooit sy eie mense wat hom opponeer het, vernietig nie. Hy het nie sy verskille met Piet Joubert of Koos de la Rey, met Dani Tron, met S.J. de Tooy of Eugene Marais tot vyandskap gedryf nie. Hy het verstaan, sy vyande is nie sy eie volk nie. Sy vyande was Milner, Kitchener, Roberts, die magte wat sy mense wou breek. Kreer het geglo, 'n volk kan verskil, maar hoef nie verdeel te wees nie. Verdeeldheid en twis steel nie net energie nie, dit steel die siel van 'n volk. En wie sou kon dink, deur hierdie projek om 'n monument te red, het daar 'n nuwe beslisheid onder Afrikaners gekom. Dorp na dorp, gemeenskap na gemeenskap het dit bevestig. Ons is nog hier, ons is nog 'n volk, ons as Afrikaners is een volk. En soos wat die kilometers agter die rug kom, was dit asof Kreer self weer die pad begin stap het. Nie om te heers nie, maar om sy mense weer te herenig. Nie om mag te soek nie, maar om in hierdie tyd weer aan ons betekenis te gee. Nie om terug te kyk na die verlede alleen nie, maar om 'n toekoms vir sy volk te skep. Dames en here, dit is die Paul Kreer van ons tyd. Dit is die Paul Kreer van 2025. Dit is die Paul Kreer wat hier buite staan. Nie 'n beeld in brons nie, maar 'n stem wat roep, Afrikaners, kom weer by mekaar. Ons leef in 'n wêreld waar ons dink verskille is groter as die ooreenkomste. Ons leef in 'n wêreld met baie menings wat ons mense verdeel. Soms is dit asof die geskiedenis ons teenoor mekaar wil plaas. Maar dan kom Paul Kreer en hy staan hier as 'n uitroepteken, as 'n baken om ons te herinner dat 'n volk nie bestaan omdat almal saamstem nie, 'n volk bestaan omdat hulle saam staan. En so bring hy sy volk by mekaar. Nie deur nostalgie nie, maar deur roeping. Nie deur politiek nie, maar deur kultuur en erfenis. Nie deur terug te verlang na wat was nie, maar deur te glo in wat weer kan wees. En wanneer ons net nou oor 'n paar oomblikke gaan opkyk na Kreer
wat in die blou Karoo-lig afgeets en gebo staan. As ons vir 'n oomblik stil word en fyn luister, sal ons hoor hoe die stem van 'n voortrekkerseun, 'n rotsvaste president, 'n eensame banneling, steeds deur eeue en geslagte vir ons fluister. Hy sê, hou vas aan jou volk, hou vas aan jou taal, maar vir al Afrikaners, hou vas aan mekaar. Kreer bring sy volk weer by mekaar. Nie in die geskiedenis nie, maar hier, nou, vandag. En dit is met hierdie gees en hierdie gesindheid waarmee hierdie beeld aan Orania oorhandig word.